Welkom by hierdie week se AMT Politieke Oorsig saam met Prof Theo Venter. Hierdie is dan ook ons laaste episode van die jaar. Ons sal vroeg in Januarie weer hervat, maar baie welkom by ons vandag, Prof. Ja, elke einde van die jaar, dan gebeur daar twee goed. Rapporte word uitgedeel, maar die heel belangrikste is, na watter graad toe gaan jy volgende jaar? En ek dink met die politiek werk het net so. Ons is nou op 'n punt waar ons moet vra, wat hou 2026 vir ons in? En ek gaan so 'n bietjie spekuleer daar rondom. Prof, so gepraat van 2026, dit is nogal 'n moeilike jaar eintlik wat voor lê met verkiesings en sulke tipe goed wat nogal kontroversieel kan wees. Nie net hierdie, maar in Amerika ook. Ja, ek dink die heel belangrikste wat ons moet sê ten opsigte van verkiesings, is beide Suid-Afrika en Amerika gaan verkiesings hê volgende jaar. Al twee, om en by in November, het kan selfs in dieselfde week wees. Ons weet wanneer die Amerikaanse middeltermynverkiesing gaan wees, maar ons weet nie wanneer die Suid-Afrikaanse plaaslike regeringsverkiesing gaan wees nie. Daai aankondiging verwag ek gaan so in Mei, Junie gemaak word, dan sal ons weet. Maar ons werk op November. Want Desember is 'n slegte maand vir verkiesings. Mense gaan op vakansie. In Januarie is Suid-Afrika nog nie weer aan die werk nie. So November maand lyk vir my na die keuse. Nou in die geval van Amerika vir volgende jaar is daar nie 'n presidentsverkiesing nie. Dis net die Huis van Verteenwoordigers wat herkies word en 'n derde van die Senaat. En soos ons weet, die verhouding tussen Republikeine en Demokrate is baie dun, is klein. En daar kan 'n verandering kom na enige kant toe. Die Republikeine kan hulle klein meerderheid vergroot of hulle kan hom verloor. So dis 'n hoë risiko. Hoe lyk dit tans nou? Wat Tans is Trump besig om steen te verloor met al hierdie, want daar's lewensonkoste, ek weet hulle versekeringsgoed of hulle mediese versekerings besig om op te gaan, hulle graanpryse en die tariewe, het van die ouens, as ek nou net van 'n graanoogpunt af kyk, raak die ouens bietjie hulle is nie meer so gelukkig eintlik as wat hulle met hierdie beleide was nie. Wel, jy het aan die punt geraak. Lewenskoste, die ekonomie is 'n bepalende faktor vir hoe Amerikaners stem. En as die ekonomie sleg gaan, dan verander hulle stem. En dit hang af waar hulle op die oomblik kyk. En daar's nou 'n klomp kragte wat saamwerk, want daar is baie sterk gekonsentreerde steun vir die demokrate aan die Ooskus en die Weskus. Maar tussen die Ooskus en die Weskus sit daar 'n enorme Republikeinse steun. En die vraag is net, na wie luister jy? En ek dink die gepolariseerdheid in Amerika het in so 'n mate toegeneem, dat ek dink dit moet baie moeilik wees as 'n Amerikaner, om nou te weet, wat is vals nuus, wat is werklike nuus, wat is die regte feite, wat nie. En ek dink uiteindelik is die ekonomie die speler wat bepaal. Is my koffie elke maand duurder, of word my vleis duurder, of my dit of dat wat ek koop. En lewenskoste is die faktor. As Trump dit reg kry om met die verlaging van rentekoerse, en dit lyk my die Amerikaanse rentekoersproses is nou in 'n dalende fase. Ons kollega Waldo Kriegel sal daai goeters in detail beter beskryf, maar van buite af lyk dit of dit dalend is. Dit beteken die koste van bestaan neem af, want jou rente is goedkoper en al sulke dinge. Maar tariewe dra op 'n manier weer by tot die styging van lewenskoste. En ons het dit van die begin af geweet. Trump het 'n interessante strategie gevolg deur die 2025. Hy het die hele tyd gepraat omtrent elke maand oor hoeveel geld hy inkry deur tariewe. Maar hy het stil gebly oor die feit dat daai verhoogde tariewe is aanvanklik gedra deur die invoerders, miskien vir 'n maand of 2, maar daarna is dit net deurgedruk na die verbruiker toe, en dit sien ons in die inflasiekoers. Ja, en weer eens kan dit dalk, eintlik wat ek Prof wil vra is, kan dit dalk steen weg van die Republikeine af, meer na die Demokrate toe terugdruk eintlik dan nou? Wel, dit is moontlik wat kan gebeur, en dan is daar ook natuurlik die luisteraars wat nou aandag gegee het aan die Amerikaanse politiek sal weet, in 2 of 3 deelstate was daar groot debatte oor die verandering van wyke, kiesafdelings. En die Amerikaners het 'n term wat hulle gebruik, hulle noem dit gerrymandering. Dis wanneer 'n wijk nie 'n ronde of 'n vierkantige of 'n natuurlike vorm het nie, maar waar hy al sulke snaakse prentjies vorm wat amper soos 'n salamander lyk. En baie jare terug het 'n spotprenttekenaar die woordjie geskep
gerrymandering. Met ander woorde, jy trek die grootte van 'n wijk waar jou steen lê. Nie 'n onbekende ding in Suid-Afrika ook nie. Hoe dorpe aan mekaar gevoeg word, uit mekaar gehaal word. En die verandering van wyke kan maak dat dit ook 'n invloed het op hoe die steen, daar is 435 verteenwoordigers in die Huis van Verteenwoordigers. En tans het die Republikeinse party het so 220 en die Demokrate het so 208, 209. So jy kan sien, dit is baie naby aan mekaar. En as daar in een of twee van hierdie deelstate 'n wesenlike verandering kom, dan verander die hele prentjie. Kom ons vat die scenario volgende jaar, dat Trump verloor die Huis van Verteenwoordigers met 'n paar stemme. Dan beteken dit gaan baie moeiliker vir hom wees om hierdie goed wat hy amper daagliks doen, hierdie uitvoerende bevele te finansier. Hy kan nog steeds die uitvoerende bevel uitreik. Wow. Maar die ouens wat die beursie vashou, gaan die ritsluiter toetrek en sê, meneer, jammer, maar ons kan nie hierdie ding begroot nie. As hy 'n verbeterde steen kry, gaan hulle die beursie vir hom makliker oopmaak. So dis 'n groot risiko. En dan die laaste ding. Ons het nou in Suid-Afrika gesien aan die einde van 2025 dat die ANC 'n algemene hoofraadsvergadering gehou het. Nou, hierdie vergadering is raadgewend van aard, maar sy betekenis lê eintlik op 'n ander plek. Dit was waar nuwe name vir ANC leierskap in 2026 en 2027 na vore getree het. Nou die middeltermynverkiesing volgende jaar in Amerika het presies dieselfde funksie. As die middeltermynverkiesing klaar is, dan begin die Amerikaanse presidentsverkiesing vir 2 jaar daarna. Dis nou 2026, 27, 28. Dan moet die Amerikaanse president weer herkies word. En ons sal dan weet, wie is die manne wat hulle hande opsteek? Is dit J.D. Vance? Is dit Newsom van Californië? Of is dit Marco Rubio of wie ook al? Dit is eintlik wat uit die middeltermynverkiesing uitkom. Ja. Prof het nou iets genoem van die ANC se beraad wat hulle dan nou gehad het. Wat het daar gebeur? Wie is die persone wat nou eintlik dan nou ten vore gekom het? Weet ons al? Tot 'n mate. Wat ons wel weet, is dat die Ramaphosa kamp van die ANC hou nie baie van Paul Mashatile nie. Alles uit die adjunkpresident. Dit is nou maar een van daai vreemde goed. En die naam van Toko Didiza, wat vir boere nie 'n onbekende naam is nie, want sy was minister van landbou op 'n stadium, en tans die speaker. Haar naam is baie sterk na vore gedruk as 'n potensiële kandidaat vir ANC leierskap. Nou, hoekom is dit so belangrik? Want wie die ANC leier kies, is nie die koerante nie. En dis nie die sogenaamde influencers wat daarby te skryf op die sosiale media of wat ook al nie. Dit is die sekretaris-generaal Fikile Mbalula wat bepaal wie kom na 'n kongres toe en wie nie. Want die leier van die ANC word gekies in 'n geheime stembrief deur die aanwesige lede by 'n ANC kongres. Oh, ja. En die persoon wat dit bepaal is Fikile Mbalula. En hy het dit hierdie keer ook gedoen. Die mense, eintlik was Paul Mashatile baie stil tydens die konferensie, want sy mense was nie daar nie, want Fikile Mbalula het op die takvlak en op die streekvlak en op die provinsiale vlak die mense gekies wat hy gedink het by die kongres moet wees. En hy het ook die vermoë om in 2027 dieselfde ding te doen, wat baie mense laat wonder, maar het hy nie ambisie nie? Ja, en dis my vraag eintlik nou wat ek vir Paul vra. Ek het nou baie sy naam gehoor. Is dit nie dalk hy wat nou? Wel, hy die meganisme in sy hande. Hy is sekretaris-generaal, hy bepaal watter tak is in goeie, in Engelse woord, in good standing, watter takke is opbetaal, watter lede is volledig lede. En daardeur bepaal hy eintlik wie kongres toe gaan en daardeur bepaal hy eintlik wie verkies word. So hy het 'n baie stewige greep op wat in die ANC gebeur, soos wat Gwede Mantashe jare gelede ook gehad het. Maar ek sien Gwede Mantashe het hom nou gesê, hy staan nou einde se kant toe. Hy is nou te oud vir hierdie goed. Hy is nie 'n kandidaat nie. So dit lyk na 3. Fikile Mbalula, Toko Didiza, Paul Mashatile. Van hulle dink ek Fikile Mbalula is jonk.
Hy is hier in sy 50s. Vir die ANC is dit bitter jonk. Ek dink hy gaan nog 'n termyn sekretaris-generaal bly. En uiteindelik gaan die geveg wees tussen Mashatile en Toko Didiza. En my raaiskoot gaan wees dat Toko Didiza dit gaan maak as dit by 'n tweestryd kom. Vir die eenvoudige rede dat die ANC se vroue-liga is 52% van ingeskrewe lede. So vroue in die ANC, hulle gaan net eenvoudig hulle gaan absolute blok vorm agter haar. Maar onthou, dit is nou 2027. 2026 is belangrik in hierdie vraag wat jy gevra het. 2026 is so 'n belangrike verkiesing eintlik nou vir die aanloop na die nasionale een toe, want dit sê eintlik nou op plaaslike vlak vir ons, doen die ANC hulle werk of nie? Presies, en dit gaan volgende jaar bepaal word. In 2026, want plaaslike regeringsverkiesings is alles oor dienslewering. Is die potholes reggemaak? Is die paaie reggemaak? Is daar water in die krane? Ek sien ouens in Johannesburg kla al reeds, hulle wonder of hulle water gaan hê vir Kersfees. Dis sulke dinge wat gaan maak dat kiesers iemand soos Helen Zille maklik as burgemeester kan kies in Johannesburg. Hoe onwaarskynlik dit ook al lyk, mense kan daai besluit neem. En in die aanloop tot volgende jaar se verkiesing gaan die ANC dus bepaal watter van sy leiers gaan hy deurdruk 2027 toe. Prof, ek wil dan sommer net bietjie kom, en dit is nou, in die RNJ is die DA ook nou 'n belangrike rol, en ek weet, John Steenhuisen was nou baie in die nuus ook gewees, bietjie kontroversiële goed met sy, met sy persoonlike lewe ook. Maar hoe speel dit uit? Hulle het in die verslae is al gesê, hy kan dalk ook nie meer leier wees, of daar's sprake dat hy dalk uitgesit kan word as die leier. Wat is die waarskynlikheid rondom dit? Kyk, al die politieke partye gaan in die loop van volgende jaar konferensies hou en hulle vere reg skud vir die verkiesing. Die DA hou 'n federale kongres in April maand, waarby hulle nasionale leiers verkies word en so aan. As ek kyk na die situasie, dan sien ek dat Helen Zille in alle waarskynlikheid gaan uittreë as die voorsitter van die federale raad van die ANC. Van die DA? Van die DA. En want sy kan nie die burgemeester wees en daai pos beklee nie. Is te veel werk vir een mens. So daar is ruimte vir nuwe lede van die DA om op te beweeg. John Steenhuisen sal in alle waarskynlikheid uitgedaag word vir sy leierskap. Die naam wat genoem word is Gordon Hill Lewis van Kaapstad, wat waarskynlik een van ons beste burgemeesters die laaste jaar of 2 is, in terme van hoe hy Kaapstad bestuur. Maar hy het nou gesê, hy stel nie belang om Steenhuisen uit te daag nie. Die probleem rondom Steenhuisen op die oomblik is die uitval nadat hy van Dion George ontslaag geraak het as minister van omgewingsake. Ek dink hy sal dit oorleef. Maar is dit te veel risiko om hom nie eintlik in te sit met die steen wat hulle moontlik kan verloor einde verkiesing toe nie. Ek het nou so seker. Ja, dis al hierdie goed met die DA nou in berekening neem. Is dit goed om nou 'n verandering te maak 6-7 maande voor 'n verkiesing. En dit is in politieke terme nooit 'n goeie ding nie. Maar ek wil jou vraag eintlik bietjie dieper afvat. Wat ons in 2026 gaan sien is vyhandige partye wat saamwerk, dis die regering van nasionale eenheid. Hulle is nie vriende met mekaar nie, en dan gaan hulle in hierdie vyhandige houding wat hulle in die RNE nou bestuur op 'n maand tot maand, op 'n krisis tot krisis basis, gaan hulle nou volgende jaar verkiesing hou. En jy weet wat gebeur tydens verkiesings en die aanloop tot verkiesings. Elke politikus met 'n stem maak lawaai. So ek dink die politieke lawaai in die tweede helfte van volgende jaar gaan enorm wees, en ons sal maar aan ons stoele en ons veiligheidsgordels moet vashou om uit te maak wie is nou waar. Hoe werk die regering van nasionale eenheid as hy eintlik daar buite, wanneer hy op 'n politieke verhoog is, oneenheid predik? Hulle mekaar lelik wees, en dan as die deur toemaak moet hulle weer saamwerk. Iets soos dit. En dit en Julius Malema gaan ook dalk weer tevore. Natuurlik draai by tot die lawaai en MK. Ja. Want ons het nou gesien, MK het aan die einde van die jaar groot lawaai gemaak, omdat hulle 'n mosie van wantroue met 1 stem verloor het. En die EFF weer
het allerlei menings oor die ANC. So hulle gaan volgende jaar binne, en dis baie belangrik. Ek dink nie die luisteraars moet volgende jaar onderskat nie. Wat ook al met plaaslike regeringsverkiesings gebeur, dit gaan 'n voorskou wees vir 2029 se algemene verkiesing. Prof, maar my bekommernis is, ek het met Waldo ook nou vroeër in die week het ons gesels. Ons het klaar hierdie verhouding met Amerika wat nie goed is nie. Maar nou beweeg ons in hierdie jaar in wat Prof nou van gepraat het, van ons gaan uitsprake kry, kontroversiële uitsprake. Ons gaan weer 10 teen gaan die health bill weer, of die NHI weer op die tafel kom. Ons gaan weer grondonteiening sien. Daar gaan weer klomp goed wees wat hulle natuurlik gebruik om weer steen te werf, of hulle dit nou kan doen of nie kan doen nie. Uitsprake gaan uitspraak wees. Gaan dit nie ons verhouding meer negatief met Amerika natuurlik beïnvloed nie? Ja, en hoe moet die ANC eintlik nou hierdie benader as mense hierdie jaar gaan ingaan? Nou selfs in jou vraag lê daar 'n probleem. Jy sê, gaan die ANC nie A, B of C moet doen nie. Dit is die RNE wat dit moet doen. Ja. Die ANC is 'n 40% aandeelhouer in die RNE, maar hy regeer asof hy 'n 60% aandeelhouer is. En aan die einde van 2025 het die RNE bymekaar gekom en sê, wag 'n bietjie, ons moet gaan hoe ons werk, gaan ons moet aanpas. Ja. Nie alleen vir die Amerikaners nie, want dis die vraag, is ons buitelandse beleid ANC-beleid of is dit RNE-beleid? Ons kon daai stappie nog nie neem nie. As dit RNE-beleid is, dan moet die DA ook seggenskap hê in buitelandse beleid, en die PA en wie ook al almal in die RNE is die Vryheidsfront, maar hulle het geen seggenskap nie. Dit moet verander. Nou, hoekom ek sê dit moet verander is volgende jaar as Donald Trump hierdie jaar ons besig gehou het, gaan hy vir ons volgende jaar dubbel soveel besig hou. Want volgende jaar is Amerika 250 jaar oud. Op die 4de Julie is dit dan 250 jaar sedert die Amerika wat ons vandag ken tot stand gekom het. En in dieselfde 2 maande, Junie en Julie, vind die sokker wêreldbeker plaas. En dit is die grootste sportgebeure na die Olimpiese spele. Ek dink dit is selfs groter as die Olimpiese spele. En dit vind in Amerika plaas. 1 of 2 wedstryde in Mexico, 1 of 2 wedstryde in Canada, maar ek dink nie die Amerikaners steur hulle daaraan nie. So hy gaan baie besig wees. En ek dink Suid-Afrika se posisie, ons gaan moet konsolideer rondom wat ons uit Amerika wil hê en wat nie. En ons huidige beleid met die Amerikaners werk nie. Ons gaan moet kyk hoe ander lande dit doen. Hierdie ding wat ons het om van tyd tot tyd briewe te skryf en te sê die Amerikaners boelie ons, ek dink nie dit werk nie. Ek dink nie dit het enige impak nie. Ons gaan moet sit en ons gaan moet 'n beleid bepaal, 'n RNE-beleid, nie 'n ANC-beleid nie. Ja. En nou by hierdie konferensie, wat die ANC nou gehad het, toe die president nou praat, jy en Waldo sou waarskynlik daaroor ook gepraat het hy geweldige teenstrydige uitsprake gemaak. En dit stuur nou af op die vraag wat jy ook gevra het. Hy sê in die een paragraaf dat die ANC gaan nou sy hakke inkap oor swart ekonomiese bemagtiging. Daar's nie 'n manier wat die ANC daarvan ontslaag gaan raak nie. En in die volgende paragraaf, in sy speech wat hy lees, sê hy, maar ons gaan dit vir beleggers moontlik moet maak om makliker in Suid-Afrika te belê. Nou kan jy sien hoe teenstrydig die twee goed is, want buitelandse beleggers beskou 'n 30% BEE aandeel as 'n belasting. Ja. Maar is dit nie baie strategies gesê nie? Om te sê vir jou stemme, vir jou voters amper, jou ondersteuners, hoor ons gaan nie dit doen nie, so ons gaan nie daarvan afmaak nie, maar tog sê hulle vir die beleggers, vir die ekonomie, vir die amper die demokrasie, vir die Amerikaners, vir almal, hoorie, kom belê by ons kan saam julle werk. Eintlik sê ons vir hulle, lees tussen die lyne. Ja, is dit nie eintlik. En dan kry jy die volgende dag dat die minister van kommunikasie die in die Staatskoerant publiseer dat swart ekonomiese bemagtiging met betrekking tot kommunikasie en die internet gaan meer buigsaam toegepas word. En dan raak die ANC buite hulle self van woede. Maar jy kan net iets in die Staatskoerant publiseer as jy 'n verslag geskryf het, jy het dit kabinet toegevat, die kabinet het dit goedgekeur waarin die ANC sit. Ja.
en dan gaan dit staatskoerant toe. So, ja, 'n mens moet as jy met Suid-Afrika werk. En dis weer eens wat 2026 seker vir ons gaan so eintlik die tema van 2026 gaan wees is lees tussen die lyne. Lees tussen die lyne en verstaan die paradoks. Ontwikkeling het altyd hierdie paradoks, hierdie teenstrydigheid. Van daar's goed wat jy moet doen en daar's goed wat jy nie gedoen kry nie. En iemand het eendag die metafoor gemaak van hierdie teenstrydigheid is jy verander aan die vliegtuig se ontwerp terwyl jy vlieg. Jy het nie tyd om te gaan sit en nuwe wiele, nuwe propellers so goed aan te sit nie. Jy moet die goed vervang terwyl jy aan die gang is. En dit veroorsaak hierdie paradoksale besluite wat ons neem. So my groot raaiskoot is, ergens in die loop van 2026 gaan ek een van die eerste ouens wees wat Starlink gaan koop. Dis interessant. Ek koop ek self. Ek wil self daarna gaan kyk. Prof, in terme van bietjie internasionaal, as ons bietjie gaan kyk wat in Oekraïne, Rusland aangaan, so vinnig as ons dalk het dit ook 'n vinnige toekomsblik op dit ook vir 2026. Dink Prof, die Oekraïne-Rusland oorlog gaan in 2026 uitgesorteer word? Hulle staan aan die onderhandel in Berlyn. En dit is weer duidelik dat Putin sy ou storie volg. Hy gaan in die onderhandelinge in, hy maak allerlei interessante geleide en dan hier op die nippertjie, dan trek hy uit met sekere verskonings. Ek dink nie Putin is lus vir vrede nie, maar hier is die werklikheid van die Oekraïne, soos ons nou praat op pad na 2026 toe. Die Oekraïne kan nie die oorlog teen Rusland wen nie. En Rusland weet nie hoe om die oorlog te laat ophou nie. Dis nog een van daai teenstrydighede. Die hoeveelheid ouens wat doodgaan op die fronte. Ek het nou die dag na die getalle gekyk. Dis enorm. Ons praat van 100,000 mense wat doodgaan in hierdie oorlog. En hierdie oorlog duur nou al langer as die Eerste Wêreldoorlog. Dit is nou 4 jaar. So. Daar is sekere toegewings, maar dit lyk vir my die finale toegewing gaan gemaak word wanneer Russiese olie afgesny word en wanneer die Chinese bydra om die Russe te oortuig om 'n vrede te maak. So ek dink die hele volgende jaar gaan hier 'n vredesproses, 'n aan en 'n af proses. Terwyl in die Midde-Ooste, lyk my die vredesproses het nou op dreef gekom. Hulle gaan nou al in die tweede fase in, die heropbou van Gaza begin. So daar moet ons in hierdie evaluering moet ons vir Trump 'n paar punte gee. Hy het definitief die temperatuur in die Midde-Ooste afgebring, maar nie in die Oekraïne nie. Sjoe, hier is baie interessant. 2026 gaan verseker vir ons 'n baie interessante jaar wees en ek dink dit kan 'n groot impak op ons landbou hê, die ekonomie, ek dink handel, Ja, miskien die wisselkoers, al daai tipe goed en omdat ons rand so afhanklik is van politieke stabiliteit en die rand groot impak op ons graanpryse en goed het, dink ek dit gaan 'n groot impak op landbou hê. En ons sit natuurlik na 2025 met 'n 30% tarief. Ja. En Ons moet oor AGOA ook nog En AGOA is nou in debat tussen die huis en die senaat. Nou beide die huis en die senaat het nou besluit AGOA moet verleng word. Dit lyk vir my, hulle praat van 3 jaar. Dat is aanvanklik gesê 1 jaar, 2 jaar. Dit lyk vir my 3 jaar. Die besluit is nog nie finaal geneem nie. Die twee huise moet daaroor saamstem. Maar dat Suid-Afrika nie 'n deel gaan wees van AGOA nie, lyk vir my na 'n groot werklikheid. Ja. So ons gaan uitgeskop word vanweë ons verhouding en ons is natuurlik volgende jaar nie deel van die G20 nie. Ons neem 'n sabbatsjaar. Die Amerikaners het Pole in ons plek aangewys en Prof, as ons nou in die Wêreldbeker sokker finaal kom en dit moet in Amerika gespeel word, gaan ons toegelaat word om daar te speel. dit gaan 'n uiters En gaan Trump daar wees. Trump sal dit nie bywoon nie. Ja. Want hy gaan ergens, al is dit nie die medalje nie, gaan hy die tweede prys moet toeken om die ou se nek hang. Kyk, hy het nou klaar sokker se wêreldvredesprys gekry, wat hulle maar gemaak het om hom goed te laat voel. Maar volgende jaar sê ek vir jou, ons kan dit die jaar van Trump noem. Want hierdie goede wat ek jou vroeër genoem het. In Suid-Afrika moet na sy buitelandse beleid kyk en hoe ons verhouding met Amerika is. Elke nou en dan, selfs aan die einde van die jaar, die hele kwessie van die Keniane wat ingekom het en teruggestuur is en hoe die vlugtelingstorie gehanteer word. Ek dink ons kan dit met baie groter professionaliteit doen.
Ja. as wat ons dit op die oomblik doen. Prof, baie dankie vir Prof se insette deur hierdie jaar. Dis altyd so lekker. Dis een van my hoogtepunte van die jaar om na Prof te luister. So 'n bietjie uit te pak wat die dinamika is in ons politiek, plaaslik as ook internasionale omgewing. En ek dink dit help ons boerderygemeenskap nogal baie om net so 'n bietjie die klimaat te lees waarin ons moet handel dryf wat regtig afhanklik is van internasionale maar plaaslike politieke en ekonomiese situasies. So baie dankie vir Prof se insette en dis regtig insiggewend om altyd na Prof te luister ook. Jody, dis vir my ook 'n plesier en ek hoop al ons luisteraars het 'n geseënde Kersfees en 'n baie nat voorspoedige nuwe jaar. Ons hoop regtig so. Ek dink dit kan ons graanmanne regtig die jaar laat op 'n positiewe noot begin. Baie dankie vir Prof se tyd. Plesier.